baie welkom by die Huis van Gebed en Sissie Jolana, ons wil vir jou sê baie welkom. Dit is lekker om jou hier te hê, in die Here se huis, in die Huis van Gebed. Bygevoeg, soos Pastoor Len geprofeteer het. En die Here het vir my gisteraand 'n droom gegee. En ek het hom nogals gevra dat hy moet, broer Eddie, want eers sou dit so 'n bietjie van 'n vermaningsboodskap gewees het, maar toe het dit nou nie so uitgeloop nie. Dis ook 'n lang storie, broer Eddie. Okay. En jy weet, as jy vinnig kom en regmaak, dan kan die Here 'n ding vinnig verander. So ek ook my hart nou so vinnig deursoek. Ja, broer Eddie, ek sien jy het ook al geleer. En die persoon het ook geleer. Okay. En toe verander die vloei heeltemal. Prys die Here. Jy weet, toe ek in die Beinskloof vir Jesus gesien het, toe staan hy langs my en hy is toornig. En nadat ek vergifnis gevra het en ek my hand op my mond gesit het, skielik, toe raak die Here rustig en die vloei van sy toorn verander in genade. En toe sit ek weer in sy genade. So vinnig soos dit. Al wat jy moet doen is, verneder jou onder die kragtige hand van God en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. En dit is eintlik, broer Eddie, waaroor hierdie boodskap gaan vandag. Want toe ek nou gedroom het, toe kom ek agter, ek luister iets op my selfoon in my linkeroor. En die linkeroor, jy sien, Jesus het aan die kant gestaan, so baie keer praat hy in my linkerkant met my. En ek hoor, jou sleutel is Romeine 8. Nou kom ons gaan na Romeine 8 toe, broer Eddie. Wandel na die Gees. Jou sleutel. Yes, halleluja. En ek het sommer toe dadelik gaan lees wat dit is. En dit was in die oggendure, Jolana het geslaap. En ek moes dadelik lees wat daar aangaan. Al was ek moeg en die muskiet het my wakker gehou. Ja. Ja. Al het jy het al 1000 maal gelees. Ek moes sien wat die Here nou vir my het, want hy gaan my sleutel gee. Ja. Nou die woord vir vandag is die wet van die Gees. Die wet van die Gees, broer Eddie. Ja. En ek wil vir almal sê baie welkom en vir my vrou ook. Ja. So baie welkom by Ek die wil Huis vir van my vrou Gebed. nou, hallo vrou. Lief Broer vrou. Eddie, wil jy nie vir daai mense daar buite sê nie? As julle, hallo julle, hoe gaan dit met Ja, julle? jy kan nie vergeet van hulle nie. Welkom hier so by Huis van Gebed. Daar's Ja. ons die wat inskakel. Vandag gaan dit lekker hier so. My sussie Jolana, jy het ook baie ingeskakel van ver af, nê? So, en nou sit jy tussen ons. Sjoe. So ja, kom ons gaan na Romeine 8 toe, broer Eddie. Dit sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Jy sien, hulle wil hom altyd so sê, broer, dis wat dink hulle is altyd gered. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Maar hulle stop daar. Ja. Hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus, Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Het jy geweet, broer, dat jy is onder 'n ander wet nou? Jy is onder die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus. Prys die Here. Nou broer, nou, kom ons dink so gou 'n bietjie, wat is daardie wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus? Kom ons gaan na Jakobus 1 vers 25. Ons vat gewoonlik so 'n tydjie voordat daai stoomtrein se stoom lekker opgebou is. Gooi die kole. En dan gooi jy mos sout, broer, op die wiele. Onder die wiele, dat hy kan wegkom, nê. Nou, ons gaan nou begin sout gooi hierso. So julle is die sout van die aarde. Jakobus 1 vers 25.
Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So, daar is 'n wet, broer, en is die wet van die vryheid. Vryheid. Ja, die wet van die vryheid. Yes. Daar is so wet. Kom ons gaan na Jakobus 2 vers 8 tot 9. As julle werklik die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Yes. dan doen julle goed. Amen. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders veroordeel. Het jy geweet as jy partydig is, dan plaas jy jouself sommer vinnig weer onder die wet en jy word as 'n oortreder veroordeel. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos die wat deur die wet van die vryheid sal geoordeel word. Nou as ons kyk na Johannes 5 vers 22 sê dit, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee. So julle gaan eendag geoordeel word deur die wet van die vryheid. En jy moet die koninklike wet volbring. Jy kan nie 'n vergeetachtige hoorder wees nie. Ja. Jy kan nie daai nonsens glo wat die kerk vir jou sê, glo net in Jesus, jy's okay. Nee, jy moet 'n dader van die werk wees. Jy moet 'n dader van die woord wees. Jy moet nie 'n man wees wat jouself in die spieël kyk en dan vergeet jy dadelik hoe jy gelyk het. As jy daar weggaan, maar jy hou aan 'n leuen vas omdat jy dink jy's altyd gered. Dis klomp nonsens daai. Die koninklike wet, broer, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Verstaan jy, broer? Amen. En jy moet die Here lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En jou naaste soos jouself. Die hele wet en die profete hang aan hierdie twee. Ja. En hoe doen ons dit? Die wet van die Gees van die lewe in Christus. Sy Gees in ons en deur ons. Yes. Van daarna hom toe. So, okay, kom ons gaan aan. Okay. Wat? Ja, Die gaat ons. Jy gaat ons. Hoor jy al daai Okay, so. Hy klink eintlik so. Jesus! Net so, bro, Eddie. Okay, oh man, is lekker. Die woord, oh. Het julle geweet die woord is die heuning uit die rots? Yes. Het julle geweet die woord van God verlig die oë? My oë is verlig. Ja, amen. Kom ons kyk wie kruip weg. Okay, kom ons gaan aan. Okay, ons het nou gehoor van dit. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 5 vers 10 toe. My sussie Jolana, dis lekker hier, né? Ons eet die woord hier. Ons spreek nie net deur oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar dis in die betoning van gees en krag. Want dit is die wet van die gees van die lewe, broer. Die Nuwe Testament. Okay, kom ons gaan aan. Okay, 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal verskyn voor die regterstoel van Christus, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Amen. En So jy gaan ontvang. En hier is ware wedergebore Christene. Ja, presies. Wat gaan ontvang. Dis nie die groot wit troon oordeel nie. Dit is die regterstoel van Christus. En jy sal broer Eddie, jy gaan daar staan en dan gaan hy oordeel Ja. volgens jou werke. Moenie 'n vergeetachtige hoorder wees. Moenie 'n lui dienskneg wees en dink jy gaan nie hoor jou lui dienskneg gaan weg van my. Moenie dink jy gaan daar sit en niks doen nie.
omdat jy in 'n leuen vashou wat eintlik uit Jainism kom. Ja, Maar ons gaan haal julle vingers uit julle ore uit, luister. Ja. Ons sal later broer, ons sal later weer ingaan oor die Calvin en die leuen van Calvin. Ons sal later weer praat, maar kom ons sê net gou, jy gaan voor die regterstoel van Christus staan. Selfs as jy weergebore is. Jy gaan geoordeel word volgens die wet van die vryheid. Yes. So, wees seker, jy word nie as die wet, die ander wet as 'n oortreder bestraf omdat jy partydig is nie. Pas op vir dit. Okay, kom ons gaan weer terug na Romeine 8 toe. Vers 2. Van die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun te stuur in die gelykheid van die sondige vlees, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet kon vervul word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Yes. Hoor gou hierso, die Here het die wet kom volbring. Die reg van die wet word vervul in ons wat wandel na die gees. Yes. Die reg van die wet moet vervul word in ons. Die seun van Abraham moet ons toekom. Maar ons moet iets doen. Ons moet wandel na die gees. Yes. Want jy sien hier is die broer, ons is nie soos daai klomp Israeliete wat nou die wet moet onderhou met gebod, op reël, of soos hierdie klomp wit Israeliete, of soos die klomp Nee, Hebrew roots nie. hulle moet nog die Nee. Heilige Gees ontvang. Hulle moet nog die Heilige Gees ontvang. Ons onderhou die volle wet, hoe? Deur die liefde. Want die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Ek praat nie van ander wette nie. Die lammetjies wat die ouens nog so slag en so aan. Jesus was geslag. Yes. Julle verstaan nie. Jy weet, die woord van God sê, hulle wil leraars wees van die wet. Maar die dinge wat hulle beslis beweer, of wat hulle preek, hulle verstaan dit eers nie. Maar ons onderhou die wet deur die liefde. Want die hele wet en die profete hang aan hierdie twee skrifte. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, met al jou krag, en jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Dit is onmoontlik. En jou naaste soos jouself. Jy kan net jou naaste soos jouself lief hê. Ek dink julle kan getuig, hier's liefde in huis van gebed. Hier's soveel liefde hier. Ek wil nou eintlik hier saam met julle lekker kuier, Nog brood preek. maar ons gaan eers hierdie brood eet. Ja. Want ek kan jou nie so lief hê soos ek regtig kan as ek nie hierdie brood geëet het nie. Want ons kan niks sonder Jesus doen en hy is die woord. Okay, so kom ons gaan aan, broer. Ek dink aan die disippels net vir aangaan wat sê vir Here, maar wie kan dan gered word? En dan sê hy, vir die mens is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Ja. En dan kom maak hy ons lewendig met sy gees. En dan is dit moontlik, want dan sy gees in ons. Amen. Amen. Yes, amen. Alles is moontlik wanneer ons Heilige Gees in ons het. Okay, so. Hy sê hierso, ek gaan weer lees vanaf vers 4, sodat die reg van die wet kon vervul word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Nou as ons praat van hierdie wet van God, dan praat ons nie van die wet nie. Ons praat van die koninklike wet. En daai koninklike wet kan net die een doen wat koning is. En hy kan dit deur jou doen, deur die Heilige Gees. Die wet van die vryheid. So nou sê die woord van God hierso dat as jy in die vlees is, kan jy God nie behaag nie. Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Ja. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde,
maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Ja. Broer, hoe dink ek nou aan daai mense wat so sê, ek sondig elke dag. Jy verstaan nie die woord van God nie, jy is 'n groot gevaar. Want hierso sê hy, die liggaam is dood vanweë die sonde. As jy elke dag sondig, omdat jy onder die eenmal gered, altyd gered leen lewe, waar hulle vir jou sê, moenie bekommerd wees, jy kan maar aanhou sondig, eendag sal die sonde geen krag oor jou hê. Dan is jou liggaam nie dood vanweë die sonde nie. Dan is jy in baie groot gevaar. Hy sê, daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Amen. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So sê gou vir my, broer, hy wat gelei het, het opgehou met die sonde. Met die sonde. Soos jy sê, jy sondig nog elke dag, I sin every day, soos baie van daai predikers en dominees en pastore vir my al gesê het, of baie van hulle, wat in daai leuen glo, hulle is nie hier nie. Nee. Hulle is nie kinders van God nie. Ek sê dit, want ek was ook daar. Ja. En nou is ek kind van God. Nou is my liggaam dood vanweë die sonde. Ek is saam met Christus gekruisig, en ek ly elke dag om nie te sondig nie. Broer, sal jy sê jy ly? Ja, broer. Hy wat gelei Elke het, het dag. opgehou met die sonde. Amen. Om die oorige tyd nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Dis God se wil vir jou om heilig te wees. Hy het gesê, daarom dan het God ons geroep tot heiligmaking. As jy dit verwerp, verwerp jy nie 'n mens, maar jy verwerp vir God. Nou wil ek vir julle gou sê dat as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Nou, hoe maak ons die werke van die liggaam dood? Nou wil ek eers vir julle sê, die koninklike wet is nie net, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Waar kry ons daai wet? Broer, toe Moses uit die berg gekom het, het hy gesê, in Moses het die wet gebring, maar genade en waarheid het deur Christus gekom. Wanneer het Jesus uit die berg gekom, of van die berg gesit en die koninklike wet vir ons gegee? Matteus 5, 6 en 7. Die wat hierdie dinge doen, is op die rots gebou. Ons het net gesing van die rots. Maar as jy dit nie doen nie, dan is jy op die sand. Ek het een keer 'n man bestraf, wat eenmaal gered, altyd gered. Weet jy hoekom slaan ons hierdie eenmaal gered, altyd gered so? Want ek het nou, want is 'n leuen, broer, en nie net dit nie, dit kom uit Jainism uit, wat soos 'n New Age, maar ons gaan later daarin, gaan ons nie nou nie, maar ek het nou al getuienisse gehoor van meer as een mens, wat sê die meeste Christene wat in die hel beland het in die hel beland as gevolg van once saved, always saved. Dit was die grootste leuen in die hel. Ja, die ouens wat so nie 'n deaf experience is, wat die Here hulle laat toelaat het, om in die hel in te kom met 'n testimony terug. Almal van hulle sê dat dis die grootste sonde wat daar is, die leuen. In die hel, ja. Once saved, always saved. Maar jy weet, hulle gaan sê nie, hulle glo dit nie. Want hulle wil vashou aan hulle towerwoordjie van once saved, always saved, maar Jesus het gesê, jy kan laf raak, en jy's nog nie sout nie, want jy's nog nie eens weergebore nie, want jy het nog nie eens die sonde afgesterf, jy is nog nie begrawe deur die doop nie, en jy's nog nie daar opgewek nie. Onmoontlik, jy kan nie God se woord verander nie, omdat jy een of ander katholieke priester geglo het. Ja, hulle wil sê, hulle sterflike liggame
is lewendig gemaak deur die Gees, maar hulle het nog nie, Romeine 6, gesterf saam met Christus, sodat hulle opgewek kan word saam met Christus. Hy sê, want weet julle dan nie, dat almal wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is, nie? Ons is dus begrawe deur die doop in die dood. Hoe begrawe jy iemand? Jy sit hom onder. Jy gooi nie 'n paar stukkies grond op sy kop nie. En dan wek jy begrawe hom in die water. Amen. En hy sê, net soos Christus opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so opgewek sal word om in 'n nuwe lewe te wandel. Ja. So broer, die rede hoekom ek dit sê, is dat Romeine 8, die koninklike wet, dis nie net Matteus 5, 6 en 7 nie. Nee. Lukas, vanaf Lukas 6, dink ek. Maar, al die voorskrifte van die Nuwe Testament. Ja. Al die voorskrifte van die Nuwe Testament. Yes. Daardie voorskrifte, hier, kom ek sê vir julle, as die wet, die verbond was, wat gemaak was in die bloed van bokke en kalwers en stiere en al daai dinge, dan is die wet waaronder jy nou is, die koninklike wet, die Nuwe Testament. Dit wat hy wettiglik gegrond het in sy bloed, dis jou testament, daai is jou wet. Dis nie die wet die wet wat Moses gebring het nie. Dis die woorde van die profeet wat sou kom. Die een wat Moses gesê het, julle moet luister na hom, en as julle nie luister nie, en julle is ongehoorsaam aan hom, sal julle uit die volk uitgeroei word. Daai ene het gesê, daar sou een kom. Dit is die saad van die belofte wat sou kom. Daardie saad van die belofte het gekom. Nou is hy geplant in ons harte. En nou onderhou ons die Nuwe Testament, wat in sy bloed is, die verordeninge, die verbond. Het jy geweet, jy is in 'n verbond, broer? Yes. Het jy geweet, die dag toe jy besny daar in die hart, toe kom jy in daai verbond in. Het jy geweet, die besnydenis wat in die vlees gemaak was die verbond vir die wet, waaronder hierdie klomp wit Israeliete en so is. Maar broer, Eddie, sal jy sê, toe jy in die hart gesny is, het jy verander. Diep in die hart gesny, Maar wat is die hart? Die hart is die gees. Yes, oornag verander. En dit is die wet van die gees van die lewe, waaronder jy nou opereer. En nou het jy die sonde afgesterf. Ja. En ons veg die sonde nou soos 'n vyand. Die sonde is ons vyand. Ja, hy kom versoek jou, maar ons haat die sonde. Ou broer, jy gryp hom by die horings. Yes. Jy breek daai horings af, jy steek daai sonde met die swaard. En dit is wat ek by wil kom. En dit is die sleutel wat ek vir julle wil gee vandag. Is Romeine 8 sê, daarom dan broeders is ons skuldenaars. Nie om na die vlees te wandel nie, want as julle na die vlees wandel, sal julle sterwe. Moenie in die vlees sit en dink jy behaag vir God nie. Jy behaag hom nie. Jy sal sterwe. Ja. Jy kan selfs hier sit. As jy gaan aanhou in die vlees wandel, dan gaan jy sterwe. Yes. Dit is wat God sê. Hy kan nie sy woord breek nie. Hy sê, maar as julle die werke van die liggaam doodmaak deur die gees, die hoofletter gees, sal julle lewe. Hoe doen jy dit? Here, weet jy hoe doen ek dit, broer? As daar iets in my lede wil werk, ek sê, Here, toets my niere, toets my hart. Yes, Here, wys vir my waar is daar iets wat U nie behaag nie. Ja. Daar sê, Here, ek val aan op daai ding deur U gees wat in my woon. Ek maak jou dood in Jesus naam. En weet jy wat, broer, daar gaan krag uit my uit asof ek 'n duiwel uitdryf. Ja. En dan wat gebeur is daai boom, nê? Daar's 'n stuk miskien 'n wat is daai sakkers wat so op die boom wil groei, man? Jy weet, hulle kom ons so in die blare en dan kom suig hulle so in die boom vas. Nê? Parasiet. Die parasiet. Ek maak vir hom dood. Dis die sleutel. Deur die gees van God wat in my woon. Ek val hom aan. Weet jy hoekom doen God dit? Ek sê selfs, ek maak hierdie ding wat die van nou my lede wil maak ek dood deur God se gees. Hoekom? Want ek is een met sy gees. God wil hê jy moet dit doen. Hy het gesê jy moet dit doen. So hy sal dit vir jou doen. Maar jy moet dit wil doen. Yes. Maak dood jou onsekerheid en jou minderwaardigheid wat jou keer om vrug te dra, jou dubbelhartigheid, maak dood jou ongeloof. Jy weet as jy gaan ongelowig
bly, dan gaan jy wees en jy gaan aan daai kant van die Jordaan staan. Jy sal daai kant staan en God sal geen behaag in jou hê nie. Want ongehoorsaamheid en ongeloof is saam. Gaan lees maar in Hebreërs 4. Absoluut. Dit is saam. So jy kan God nie behaag nie, dan is jy in die vlees. Jy's ongelowig. Moenie dink jy gaan iets van God kry as jy dubbelhartig is nie. Hy sê dit vir jou. So gaan val dubbelhartigheid aan. Sê ek maak dit dood deur God se gees. Ek maak jou dood ongeloof. Ek gebied jou om uit te los. Jou wellensgees, jou perverse gees. Ek maak jou dood deur God se gees. Weet jy wat doen jy broer? Jy haal daai sakke so van jou boom af. En jy begin so in die son van geregtigheid groei. Jy maak dood wat sonde is in jou lede. Jy moet dit doodmaak. Amen. Wat in jou lede woon. En dit was die sleutel wat die Here wil hê ek moes vandag vir julle gegee het. Dankie bro. Dankie Here. Ek voel hy vuur wat hier binne aankom, sit daai sak en hy sê dan begin hy van binne af. Dan begin hy sê. Jy brand hom broer. Dit raak warm hierso. Ja. Get off me. Ek sê sommer man, ek brand jou in die weet jy broer, nou die ongelowiges. Onthou nou julle staan aan daai kant van die Jordaan. Julle is nog eers deur die doopwater sien. Dus jy kan dit nie verstaan nie. So moontlik. Bekeer julle eers. En weet julle wat? Julle gaan in elk geval. Die Here het gesê vir daai in Openbaring. Ek sal maak dat hulle voor jou kniel en erken dat ek jou liefgehad het. Julle gaan erken wat ek spreek is die waarheid. Julle sal kom na ons toe vir hulp. Yes. Ons gaan nie na julle toe gaan nie. Julle wat aan 'n Sondag. Broer, ek het 'n vuur binne in my teen hierdie goed, maar anyway, hulle sal. Die Here het my gewys. Yes. Hulle sal kniel. Hulle gaan erken. Dit is die waarheid. Nou, broer, wanneer ek dit doen, dan begin ek daai ding aanval, sommer in my hart. Ek sit my fokus op hom. En die lig skyn in die duisternis. Yes. Nee? En ek sê vir daai ding, ek brand jou, ek breek jou, ek vernietig jou. Ek noem hom op sy naam. Daai sonde wat my pla. Ek sê ek vernietig jou. Ek kom agter jou en ek maak jou dood deur God se gees. Weet jy broer dat daar krag deur my gaan? Soos daai selfde krag wat Jesus gesê, dieselfde werke wat ek gedoen het sal julle doen. Hy het gesê dat daai krag uitgegaan toe daai vrou aan hom gevat het. Dieselfde werke. Hy het gesê, die wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek het dit binne in my. Ek is 'n fontein. Ek is nie 'n drein nie. Yes, ek is 'n fontein. En as daai goed my pla, dan spoel ek hulle weg. Yes. By die gees wat in my is. Maar jy moet dit wil doen. Nou dit was die sleutel broer Eddie. Amen. Ja. Jy weet, broer, as jy die sonde begin identifiseer en jy weet wat die sonde is, en hy kom met sy vuil leen en hy kom, 'n goeie voorbeeld is, vat die gees van Welles, en hy kom met so, jy weet wie hy is nou in Christus, wie jy in Christus is, en jy weet dis die vyand, nou sit jy jou aandag op hom, met nie op die vrou nie, gaan vir jou nou sê wat jy daar doen, is jy begin daai ding bestraf, né? Want jy weet, dit is 'n duiwel. Jy val aan. Jy val hom aan, en jy brand hom, en as jy klaar is, dan bid jy vir daai persoon se siel. Amen, broer. Want hulle is nog baie keer in die dwaal. Ja, en die vyand gaan vinnig op om jou daar te pla, want hy haat dit as jy vir mense se ons het vandag water gaan haal, toe sê ek vir broer Johan, kom ons kry gou 'n koffie, toe stop haar kar voor ons, hier klim die meisietjies uit, kort bikinietjie goedjies aan, ek en Johannes soos dit, kyk net weg, ek sit so in die kar, ek dog, laat hulle gedoen wat hulle moet doen, ek sê hulle vat lank, kyk, kom ons kry 'n koffie, ons wil gaan, maar in my hart begin ek, daai Welles gees aanspreek, ons gaan kry ons koffie, ons klim in die kar en ons draai, toe sê ek so vir Johan, dat dit nie 'n ding is wat nou soos, jy weet, nee, ek sê vir hom, ons bestraf daai ding in die naam van Jesus Christus. En toe is daar so by die water, toe bid ons sommer vir daai pa, sodat sy oë sal oopgaan, dat hy kan sien, wie kyk na sy dogters. Amen. Sodat hy kan skrik, en vir hom sê, trek uit daai klere. Ja. Trek hulle 'n mooi Pinksterrok aan. Ja. Weet jy, dit beteken vir my soveel meer om uit broer Eddie se mond, want hierdie man was, sy getuienis is ex-rywers kom tot bekering. Dit beteken vir my so baie meer, broer Eddie. 'n mooi Pinksterrok. Ja. En weet jy, dit is so mooi. 'n vrou wat aangetrek is, sodat sy voor die Here kan kom staan. Amen, broer. Amen. Weet jy, man, dit maak my so opgewonde. Heiligheid, reinheid, opregtheid. Die Here soek dit. Skoonheid.
Hy soek 'n skoon bruid, sonder vlek of rimpel. Jy weet, ek het een keer 'n pastoor gehoor sê, en dit is nogals een wat ek van hierdie selfde bank af bestraf het. Die vrou sê, maar Jan, jy laat dit nou klink asof 'n mens jou saligheid kan verloor. En al wat ek sê net Jesus se woorde, jy laat dit nou klink. Ja. Van die sout kan laf raak, die leidienskinders kan uitgewerp word in die buitenste duisternis. Ja. En al sulke woorde, al die woorde van Jesus. En ek wil haar antwoord. Sy sê, ag toe maar, moenie worry nie. Die pastoor het vir my gesê, die Here kom haal my what's and all. What's and all? Wie soek so bruidvol vratte, man? Die Here kom vir jou. Hy sê sonder vlek of rimpel. Ja. Jy gaan agterbly. En ons praat nie van die vlees nie, die vlees gaan agterbly. Ons praat van die gees, die siel wat saam met die gees lewendig word en 'n heiligmaking moet najag. Amen. Amen. En wat julle gedoen is, julle het geheers oor daai sonde. Ja. Julle het nie net ingegee nie, julle het dit geslaan, en julle was getrou, en julle vroue, nie net uiterlik, maar selfs van hier af. Want die Here wat daar is sien, jou vrou is nie eens daar nie, julle vrouens is daar nie, maar die Here sien wat jy hier doen. En jy veg met sy gees om skoon en heilig te bly en dit te behaag hom. Ja. En weet jy wat? Hy is getrou en hy gee vir jou daai krag om dit te doen. Yes. En so heers jy oor die sonde. Ja, en die vyand weet waar ons vanaf kom. Ek hy het vir lank 'n jol gehad met my. En hy ken my verlede. Nou wil hy met daai goeters kom. Nee. En wat het ek vir jou gesê, Brian, toe ons in die kerkklim ons begin ry, toe sê ek, ons is nie alleen hier nie, broer. Jy is nooit alleen sonder die Here nie. As jy wedergebore is, die Here sit saam met ons. Hy's in ons harte. He's watching every move. En ons worry nie oor want ons wandel saam met hom. In Romeine 8 sê ons het nou nie meer die gees van slawerny nie. Ja. Om weer te vrees, maar slawerny ook aan die verslaai, want hy sê in Titus 3 vers 5 sê, want ons was vroeër onverstandig, ongehoorsaam, verslaaf van allerhande begeerlikhede en sinnige genot. Maar toe kom maak ons lewend deur die bad van die weergeboorte. Nie die druppels van die weergeboorte nie, man. En maar, deur die handoplegging, hernuwing deur die gees. Amen, broer. Amen. In die naam van Jesus, nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Daai naam is Jesus. Ja. Broer, dit lyk vir my, ek en jy is nou reg vir duiwels uitry. Wie wil bedien word? Wie wil bedien word? Maar ek wil, kan ek iets almal is klaar bedien nie. Ons sal met iemand gaan soek, broer. Ons gaan soek iemand, broer. Ek wil net ietsie deel, want ek het vir die Here, voordat ons gekom het, toe gaan sit ek met die woord en ek vra die Here vir skrif en ek maak oop en ek lees 'n verskriklike waarskuwing in Jeremia 6, waar die Here, en ek gaan dit net in my eie woorde sit, maar julle kan dit gaan lees, waar die wat nie bekeer nie, die Here hy stuur slange, en hulle gaan julle pik. Dis wat hy sê. As julle nie bekeer nie, stuur hy slange en hy gaan jou pik. Hy sê hy gee vir julle gif om te drink. Dis 'n drukgang. Amen. Hy gaan julle in 'n drukgang sit. Hoekom? Want hy soek julle, maar wil nie bekeer nie. Toe sê ek, toe ek het klaar gelees, het seker kan ek asseblief net 'n belofte kry. Toe maak ek op Matteus 10, toe wat toe ek oomblik so sit, toe sê ek, maar dit is 'n belofte. Want die Here sê as ons moeder, vader, land verloor vir hom, dan gaan ons 100voudig terugkry in hierdie lewe en in die volgende. So dit is 'n belofte, maar ek vra dit het ek eers net nou later agtergekom. Maar ek vra Here asseblief 'n belofte en ek maak toe oop op Ezekiel 47. En hy praat daarso van die lewende water wat uit sy kamer uitspoel. En hulle meet dit. En hy praat van die bome wat daar groei. En hy praat van die visse en die vissermanne wat daar so is. Dit is die belofte wanneer ons bekeer. Amen. Vergeet van die ou dinge. Vergeet van wie ons was. En wees herinner wie ons is in Christus. En die lewende water wat uit hom uitvloei. En hy soek nie damme
wat toe is, waar die water in vloei die hele tyd, maar dit het niks uitvloei nie. Die Soutsee. Want daai water raak vrot. Ja. It's a billabong. It doesn't move. Stale water. Dead water. Ja, broer Eddie, ek wil met jou saamstem. Ek het gister met 'n broer gedeel en ek het vir hom gesê dat vandag sou eintlik 'n ernstige woord gewees het. Ek het julle 'n hele ruk terug gesê, die Here gaan iets doen wat die ore gaan laat ring, laat sing. Your ears will tingle. En dit het gebeur. En ons was baie bly toe die Here dinge verander het, maar moenie die les vergeet nie. Want die Here is weer, is about to do something again. Want daar is sekere wat nog speletjies speel met hom. En hy het ons gered om wat te doen? Om vrug te dra vir hom tot verheerliking. Moenie met hom speel nie. Hierdie is 'n waarskuwing. Ek het met daai broer gepraat, hy weet dit. Ek het vir hom gesê, die Here gaan nou weer iets doen. Vandag sou 'n vermaningsboodskap gewees het, maar die broer het geleer om te bekeer, hy het vinnig bekeer. En toe is daar nog ander skrifte van ander broers wat regtig waar nou moet vinnig gaan en hulle verneder voor die Here en bekeer. Ja. Want hier kom weer 'n ding. Maar dit is nie nodig nie. Weet jy wat? Dit is nie nodig nie. Dit vat net 'n besluit in jou hart en 'n regte berou en dan gaan jy. En jy begin hardloop. Onthou net, die Here sê vir daai leidienskneg. Hy sê, ek werp jou uit in die buitenste duisternis. Jy moes dit wat ek vir jou gegee het, dan gaan gee daarso by die geldwisselaar, sodat ek daarom rente kon kry. Die ander manne, hulle het gearbei en hulle het vermeerder. Julle is almal saad gegee, dis die saad van die belofte om wat te doen? Om daai saad te gaan saai, die onverganklike. Nie net te sit en styl te wees of daai dam wat net vat, maar ons gaan nie en ons gaan verkondig nie die woord, want dis is die opdrag. Ek is dood ernstig, julle. Ek kan net altyd, ek het vir daai broer gesê, ek kan net waarsku, maar dit kom elke keer uit as die mense nie luister nie. Daar's baie mense wat gedink het hulle kan met die genade van God speel en ek het gewaarsku. Dit het dalk jare gevat, maar weet jy wat? Die Here het hulle op 'n pad gevat. Want hy praat met hulle en as hulle nie luister nie, dan kom hy op 'n plek waar hy sê, nou moet ek tugtig. Hoekom? Want die Here tugtig elke seun wat hy liefhet. Hy tugtig elke seun en dogter wat hy liefhet. Jy weet, net toe ons gepraat het so van die wet, ons mos nog 'n wet van Christus. En dit vul vir my so in, want jy kan nie die wet van Christus volbring, dra mekaar se laste, en so vervul jy die wet van Christus, as jy nie julle broeder liefhet nie. Amen. En as jy nie bereid is om uit te gaan en te gaan arbei, om daai las te kan vat van iemand af. Ja broer, dis waarheid. Jy moet eers in die wet van die vryheid kom, die koninklike wet, want dan gaan jy 'n sielelas hê, jy gaan soos in, ek wil die wet van Christus doen, want dis hoe hy my gered het. En hy het ons geroep en gered om vrug te dra, om die Vader se naam so te verheerlik. Maar selfs nou, voel ek, daar's 'n skop. Daar's 'n skop vir die wat in die vlees sit. En ek sê vir julle, moenie skop teen God se gees nie. Ek bring die waarheid vandag. Julle het gesien die eerste keer toe ek gesê het, julle ore gaan sing, of dit wat die Here gaan doen, gaan so erg wees. Hy het dit gedoen. En weet jy, hy gaan dit nou weer doen. En julle ore gaan weer, it's gonna ring. Hoekom? Ons sit nie hier in die kamp van die God wat die kerke aanbid nie. Julle sal nou sien met hierdie video wat hulle aanbid eintlik heeltemal aan Jesus. Ons sit in die kamp van die ware Jesus Christus. Die ene wat wil hê ons moet gelykvormig word aan die beeld van ons Skepper. As jy gaan aanhou, en dit is die ding, as jy gaan aanhou in die vlees wandel, en jy gaan aanhou met dit, dan gaan jy hom nie behaag nie, en dan is jy veroordeeld. Jy is veroordeeld, hoekom? Want jy wandel nie na die gees nie, maar na die
vlees en jou aan met God se genade speel en jou ander leidiensknegt wees voor God. En weet jy wat gaan die Here doen? Hy gaan vir jou ruk, want jy is gewaarsku. Daar buite het jy nog, dis anders daar buite, want die kerke broer, selfs die pastoor leef so. Hier is dit anders. Dit is die kamp van die lewende God en Sussie Jolana, ek is bly jy hoor dit, want dit sou 'n bietjie erger gewees het. Want daar sou 'n ernstige vermaningsboodskap uitgegaan het, maar ek is bly jy hoor dit, want ons is nie hier om net soos in die kerk te gaan sit en toe te maak en te sê, oeg, maar dit was 'n mooi preek. Pastoor het so mooi gepreek. Hoe sê Hardes? Ja, maar waaroor was dit? Dit was mooi gewees. Ja, maar waaroor was dit? Ja. Nee, dit was oor Jesus. Ja, natuurlik, jy het kerk toe gegaan, maar Ja. wat van Jesus? Ja, hulle gaan na so 'n ander kerk. Nee, maar dit was baie mooi gewees. So 'n ander kerk, dan kom daai vrou so nou om Sarel en sê sy was nou by die kerk, om Sarel het dit the bank genoem. Gaan nou nie sê wat dit is nie, maar sy sê, sy het so baie geleer. Hy sê, wat jy geleer? Nee, baie het sy geleer. En ek het vir Jesus gesien. Hy het afgekom. Hy sê, ja, en wie was langs hom? 'n pink olifant. Okay, maar hoe los jy daai deel uit? 'n pink olifant. Dis daai ander Jesus man, is daai Hindu Jesus. Dis daai ander Jesus wat die kerk. Ja, kan jy 'n pink olifant. Ja, 'n pink olifant. Maar sy los dit uit. In elk geval, luister, ek is dood ernstig nou. En julle weet as ek ernstig is. Baie van julle was al gewaarsku en het al gesien wat gebeur as julle nie luister nie. Die Here gee vir my vooraf. Die Here, Sussie Jamre het die ander dag vir my woord gehad en die Here het toe al klaar vir my gewys. Dit kom net baie dat die Here sê, hy deel vooraf aan sy profete wat gaan gebeur. Nee, onthou jy dit? Hy wys vir vooraf. En so, moenie nou weer daai fout gaan staan en maak nie. Gaan vinnig, gaan verneder, of gaan vinnig, klim maar van jou bankie af. Want ek het vir Jesus gesien. En toe sy toren ontvlam, dit was genoeg vir my. Ja. Dit een keer was genoeg vir my. Ek wil nooit weer daar in daai toren lê nie. Nooit weer nie. Die feit dat ek hier sit is genade. Ek het gedink ek is lewendig hel toe soos die bende van die Biram. Regtig ek het. Jy kan nêrens hardloop, broer, jy kan nie wegkom nie. En hy was my genadig. Vandag glimlag ek, vandag het ek sy liefde in my. Ek het 'n liefde in my broer wat so kragtig is. Dit voel vir my soos vuur in my oë. Dit is 'n liefde wat nie net van gepraat word nie. Dis 'n alles oortreffende liefde wat berge kan laat skud, broer. As jy kom by 'n sondaar en jy kan hom lief hê met daai liefde en jy gee vir hom die evangelie, maar broer, die geregtigheid saam met die liefde. Moenie die geregtigheid vergeet nie. As jy die geregtigheid van God vergeet, dan het jy 'n ander liefde beet daar. Dis nie God se liefde. Ja, dit is God se liefde is heilig. Yes. Want God is liefde. Ja. Maar God is heilig en God is lig en God is 'n verterende vuur. Moenie dink jy gaan een uitlos nie. Jy kan nie een uitlos nie. Daar's geen vrede as daar nie vrede met Christus is nie. En daar kan nie vrede wees tussen ons as daar nie vrede is met albei en Christus nie. Ja. Dan is daar 'n evangelie wat nog tussen ons is. En wanneer ons daai evangelie verkondig, dan kan ons daai berge skuif wat daai persoon nog vashou. Broer, procrastination is 'n gees. Procrastination. Jy val hom aan, ek het nou die sleutel gegee vandag. Val hom aan en maak hom dood. Luiheid, ongehoorsaamheid, rebellie, wederstrewigheid. Dis geeste wat jou keer om uit te gaan in die land. Dit help nie jy sê, ek sal gaan Here, ek sal gaan Here, ek sal gaan Here. Maar daai ou sondaar, daai ou hoereerder, daai ou druggie, hy het gesê, hy gaan nie, maar toe kom hy en hy het berou en hy bekeer en toe gaan hy. Daai man is jou vooruit. Ja. Okay julle, ons gaan nou afsluit. Dit is net. Dit is lekker. Ja, Hemelse Vader,
Dankie dat ons voor die troon van genade kan kom. En dankie dat die woord, die waarheid, U wat die lewe, die lig is, vandag uitgegaan het. En ons harte getref het, maar ook so die daar buite, Here. Here, my gebed is dat ons werklik sal ondersoek instel en ons harte sal skoon maak voor U en met ywer die pad sal stap om siele te wen, om vrug te dra vir U koninkryk. Daar's soveel, Here, wat verlore gaan en wat verby ons loop en ons kom dit eers agter nie, Here. Maak ons attent en gereed. Ons is klaar bekragtig en ons het die toerusting klaar om daardie siele te help en te red uit die sondige lewe en die demons wat deur hulle werk, Here. Ek bid, Here, dat elke broer en suster nou 'n besluit sal maak. Daar's baie besluite, maar hierdie besluit om te volhard tot die einde toe met hierdie, sodat hulle ook hulle krone sal kan beerwe, sodat hulle ook die hemel in Jesus kan sien, deur heiligmaking na te streef. Ons dankie, Here. Dankie. Dis al wat ek kan sê, dankie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.